ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 321. 321. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, so dik swart A5 boek, so oor die 500 bladsye. Inligting daarin wat jy in die lewe nog nooit gelees het nie. Dis ook 'n baie belangrike boek vir iemand wat iemand anders aan die dood afgegee het, of wat miskien op sterwe is, wat dalk terminaal met kanker is of wat se siektes ook al, om vir die persone te gee om te lees, om voorbereiding te doen vir die dood. En dit is onafwendbaar. Die dood is so deel van ons lewe soos wat 'n babatjie gebore word. Sou jy belangstel, kan jy my kontak. Ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Dis soos wat dit hierbo is. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik baie welkom, maar jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Ek stel voor, gaan na deel 1 toe, begin reg voor en laat jy sien wat het jy gemis. Het is uiters belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is, en ook die TikTok boodskappe, en vergeet nie die Engelse boodskappe nie, dis als op ons Afrikaanse webtuiste ook. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse, die reeks is lewensveranderend, maak seker jy 'n skryfblok, pen en ten minste in 1933 of 53 Bybel byderhand. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u weer eer, Vader Jaffa, vir die voorreg van 'n nuwe week, 'n nuwe jaar, die eerste keer dat die ontbytreeks uitgesaai word in 2026. Ons wil bid en sê dankie vir al die boodskappe wat uitgegaan het in die laaste jaar, wat in goeie grond geval het, en waar dit veroorsaak het dat mense en jafiste gegroei het in die woord, en waar kerksmense jafiste geword het. Halleluja. We bid salf die woord in hierdie jaar wat voorlê, elke keer as ons by mekaar kom. Laat deur die Ruach HaKodesh, insig en wysheid, die woord vir ons net oopgaan, Vader. Seën ons as jafiste by mekaar, en laat u naam verheerlik word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en die jafiste sê halleluja, halleluja. Nou, iemand sê vir my, sy sê, prof, wanneer hy sê, laat die jafiste sê halleluja, sy sê, in my gees sien ek soos 'n golf wat so om die aarde gaan. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof Vader Jaffa. Die woord sê, bietjie in die hand van Jaffa, word baie, né? Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes, en vertrou dat die studie vanoggend vir u 'n wonderlike seën gaan wees. 'n Nuwe jaar, nuwe week, in 'n nuwe boek, die boek Spreuke, hoofstuk 19. Ons begin met Spreuke, hoofstuk 19. Nou, hy sê, die arme wat in sy regskaapenheid wandel. Nou, ons het nou al 'n paar weke terug ook gehoor van die regskaapendes, né? Is beter as 'n verkeerde van lippe en daarby 'n dwaas. So jy kan eerder arm wees en jou gedagtes en jou visie is op Jaffa gefokus. En ons manifesteer in die Ruach HaKodesh. Ons lewe in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Ons is instrumente in die hande van Jaffa, ons Elohim.
En ons word deur Jahweh gebruik tot die heerlikheid van die Vader. Dis 'n hele mond vol. Dit sê eintlik dat ek kan eerder arm wees, nie veel aardse goed hê nie, maar totaal regdenkend in die geopenbaarde woord, waar ek nie vrees wie op my linkerkant val en wie op my regterkant val nie, wat die woord sê, jy moet nie vrees wie na jou toe aankom nie. En dit is so belangrik dat ons as studente van die woord, ek sien myself ook nog steeds as 'n student van die woord. Hoekom? Vader Jahwe het nog nie die hele woord vir my geopenbaar nie. Dit gebeur sporadies. Hoeveel keer in die verlede jaar het dit gebeur? Terwyl ek sit en bedien, terwyl ek voorbereiding gedoen het, en die nasorg gedoen het, dat die openbaring nie na my toe gekom het nie. Terwyl ek sit, besig is om op te neem, waar jy van net die woord ontsluier. En dan sien ek dit, en besef wat Jahwe vir my gee op daai oomblik. En dan in 'n breeddeel van sekondes moet ek dit evalueer, om die korrektheid daarvan aan u oor te bring. En dit is wat wonderlik is. So, wat sê koning Salomo hier so? Hy sal eerder arm wil wees, maar hy sal die waarheid wil weet. En hy sal in die waarheid van die lewe wil wandel. Nou wat sê Jahwe? Ek is wat? Ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hy sê, jy kan nie tot die Vader kom behalwe deur hom nie. Hy is die deur. Hy sê, ek is die deur waardeur die skape kom. Hy is ook ons toevlug. Wanneer stryd kom en krankheid en probleme, siekte en al die dinge wat oor mense lewe kom, dan is hy die rots waar in ons hart loop, in wie ons verskuil word. Soos 'n pa wat sê, kom gou, daar kom die hond aanhardloop, spring in my arms. Hy maak jou toe. Hy sal nie toelaat dat die hond met sy dreigendheid nader na jou toe kom nie. En dis wat Jahwe ook sê, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe kom dit nie aan nie. Ek sluit jou in van agter en van voor. Ek sê altyd bo en onder ook, né? Hy maak ons toe. Hy beskut ons. En ek dink in die tyd waarin ons lewe, in die 21ste eeu, 2600, die begin van 2026, is dit net 'n tyd waar baie mense in hierdie jaar verskriklike onsekerheid gaan ervaar. Hoe weet ek dit? Prof, hoe weet jy dit? Wel, dis wat die doel van die internet is. Dis die instrument wat die Satan meeste van die tyd gebruik. Nie om lewe te gee en mense gered te kry nie, maar om onsekerheid, die saad van onsekerheid by mense te saai. En wanneer daai saad van onsekerheid gesaai word, die boompie wat daar opkom, sy naam is vrees. En daai vrees het vrugte wat aan die boompie hang. Wat sê ek is 'n verloder, ek kan dit nie maak nie. Dis verby met my. Ek is so bly, die woord sê waar lewe is hoop. Hy sê, roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar wat is die kondisie? Jy moet my eer. So as ons net die tyd wanneer hierdie
stryd na ons toe aankom. Wanneer hierdie tsunamies, wat die werkinge van Satan is, oor ons wil stortspoel, soos 'n golf, tsunami golf, dat ek en u nie nodig het om te vrees nie. Want die woord sê, wanneer julle hierdie dinge sien kom, kyk op waar vandaan julle verlosser vandaan. Dis nie net kyk op, jy steek jou hande op. Kyk waar vandaan jou verlosser kom. Is jy siek? Jy kan jou hande nou opsteek en sê, Vader, Jaffa, in die naam van Jafashua, roep ek genesing vir hierdie dag. Is daar stryd? Kan jou hande opsteek en sê, Vader, Jaffa, in die naam van Jafashua, bind ons die mag van die duiwel. Ons het alles tot ons beskikking as Jafiste. Toe Jafashua aan die kruis hang, het hy voorsiening gemaak dat ons alles ontvang. Hy het al die werk klaar gedoen. En daarom het ek altyd gelag, jare terug toe hulle hierdie song gehad het wat hy sing, He's coming on a white horse, Openbaring 17 vers 1 tot 6. Wel, ja, 7 tot 9. He's going to make war, en hy kom swaard in die hand. Nee, dan dink ek, ai, hoe dwaas is julle om agter die teachings van die agnoste aan te hardloop. Want dis die goed wat die internet gepromoveer het. Terwyl die woord sê, gaan lees Openbaring 17. Openbaring 19. Openbaring 19 vers 7. 6. Openbaring 19 vers 6 tot 11. Wanneer hy met die wit perd kom. Hy ry nie 'n wit perd nie, daar's nie perde in die hemel nie. Dis die beeldspraak vir die autoriteit van Jafashua. En die woord sê die swaard is in sy mond. Hy kom die wraak uitspreek van Jaffa Almagtig oor die antichristiese mense wat in die wêreld is op daai stadium en oor die 2/3 van Israel. Dis wanneer die wegraping, die harpacho, gaan plaasvind. Vir Israel, niks met die bruid te doen nie. Niks met die kerk te doen nie. Die kerk, daar is nie 'n wegraping vir die kerk nie. As die tyd van Openbaring 6 vers 9 verbygegaan het, en die klompie siele het klaar hulle koppe laat afsny, omdat hulle nie merk op die regterhand en voorkop geneem het nie. Daar's nie 'n wegraping vir die kerk later nie. Dis protestante dogmatiek wat die katholieke kerk ingevoer het. Dis leuns. Leuns is godsdienstige dogmatiek en teologie. En dit speel groot gety op die internet. Pastore preek dit, kerke preek dit, mense verkondig dit. En dis hoekom hulle niks weet van die wederkoms nie. Eers die wederkoms, dan die wegraping. Ek is so dankbaar in die laaste paar weke het 'n hele paar mense my gebel en nogal 2 akademici wat vir my gesê het, prof, ek het altyd die wegraping eers gehad. Ek het nie, en die een het gesê, ek het altyd die wegraping voor die wederkoms gehad. Maar na die reeks wat jy gedoen het oor Dani Botha se 2023-24 leuns, waar jy die grafiek het waar 'n kind dit kan verstaan. Hy sê, verstaan ek, daar moet 'n wederkoms wees. Daniël 9 vers 27, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12, en dan die wegraping. Die ander een het my gesê, hy het altyd geglo, hy het glad nie geglo aan die wederkoms nie. Hy het altyd net die rapture gesien, die rapture, want die kerk het net geleer oor die rapture, die wegraping. Hy sê, prof, nadat ek jou goed gelees het en bestudeer het, hy sê, ek kan nie glo hoe dwaas was ek my lewe lank nie. Hy sê, maar wat ek voorbly is, ek is in die posisie waar ek mense nou kan sê, ek was stupid, hy gebruik die woord stupid. Ek was stupid, verblind deur kerkdogma en teologie, maar my oë het oopgegaan deur die geopenbaarde woord. En weet jy, en dit is wat vir my noodsaaklik is. Die Bybel sê, daar's blyskap in die hemel as een siel om tot Jafashua bekeer. As een se oë oopgaan.
Dis nie om ons beter te laat voel of enigiets nie. En in hierdie jaar, 2026, moet dit ons strewe wees om elke dag geopenbaarde, kom ek begin voor, bo-natuurlike geopenbaarde saad in die grond in te sit, elke dag. Iewerster die saad te saai van die bo-natuurlike ewige lewe. Hoekom? Sodat die koninkryk van Jafashua vervul kan word. Nou ek is nie klaar hierso nie. Môreoggend as Vader wil, gaan ek net weer aan Spreuke 19 vers 1 raak. Maar dis nog 1 of 2 dingetjies wat ek wil met u deel. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.